Jy weet, daar sekere dinge wat 'n mens nie moet sê wanneer hulle jou voorstel nie, veral die een wat hy nou sê, ek is anderkant 70, ek is daarom nie so ver anderkant 70 nie, ek is 72 jaar oud hoor. En dan, ja, Charlie Weir het my geslaan dat ek nou nog sukkel. Ek onthou nog, dit was 'n bokskompetisie gewees daar in Bloemfontein van the Golden Gloves. En ek moes teen Charlie Weir beklei het. Nou al wat ek kan onthou van daai aand is daai wit kollie voor op sy kop. Want as ek omdraai om te voeter, dan sal klaar weer voor my, jy weet. En ek het daai aand, het ek die klein bekertjie gekry as die beste verloorder. Can you believe it? Die beste verloorder. Ek het nie eens met daai beter huis toe gegaan, jy weet. Maar my pa sou my gevoeter het as ek was die beste verloorder gewees. Nou daar is 'n les daaruit te leer ook. Wat nou nie vanaand sal wees nie. Nou dan 'n ander ding is, ek preek al vandat ek 16 jaar oud is. En jy het gesê 12 jaar oud is, vandat ek 16, sal maar 8 kan ek onthou. Ja, ja, maar in elk geval, net so terloops, ek bly in Hartbeespoortdam, ek en my vrou bly in Hartbeespoortdam al vir die afgelope 26 jaar, en ek was nog nie een keer in 'n kerk in Hartbeespoortdam nie, want ek is elke Sondag by 'n ander kerk in die land, wat ek die woord van die Here kan verkondig. Is dit nie 'n groot voorreg nie? Dit is 'n voorreg. Jy hoef nie predikant of 'n pastoor te wees om die blye boodskap van Christus Jesus uit te leef nie, of om mense daarvan te vertel nie, hoor. En dan, jy het nou nog gesê, as jy nou 'n probleem het met jou, is alles reg daar, alles aan die gang daar, dankie. Net so terloops, ek kan onthou, ek was 'n spreker by 'n gradeplegtigheid gewees, in Bloemfontein Universiteit, en hulle het daar 'n graad begin, 'n BA graad in berading, en ek moes dit toe aan die klomp mense oordra, die aand, die graad van berading sal volgende jaar begin aangebied word, en na die tyd toe kom daar so ouetjie na my toe, en hy sê vir my, profiel, daai graad in bedrading, wanneer begin jy met daai graad in bedrading, jy weet so. Ja. Ja, die manne wat probleme het met die vrouens, soos wat Andrew wel gesê het, ek was eintlik 'n baie swak sielkundige gewees, regtig, ek was nie 'n goeie sielkundige nie, want ek wil te gou reaksie hê by mense, ek wil nie met pille voer en hierdie tipe dinge nie. En ek het op 'n stadium in my lewe gekom wat ek besluit het, kyk, ek moet of hierdie beroep los, of ek moet iets anders doen in my lewe. En dit is nou vir die manne wat vanaand hier is. Toe het ek San Francisco toe gegaan, die kampus van die California Universiteit in San Francisco, en ek het gekwalifiseer in 'n metodiek van sielkunde wat seksiologie is. En my fokuspunt op seksiologie is manlike impotensie. Nou, dit is nou nie waaroor ek gaan praat vanaand nie, maar as jy 'n probleem het met 'n vrou, kan jy enige tyd met my daaroor kom praat, hoor. Hoekom manlike impotensie? Want vroulike impotensie is geweldig kompleks, hoor. Ek het die maklike uitweg gevat, hoor. Nou daarom is ek goed, jy weet, want as 'n ou na 'n sielkundige toe gegaan, kom ek wees nou maar eerlik. Die mense gaan na 'n sielkundige, doen nou nie almal nie, om 'n sterker pil te kry, of om 'n ander pil te kry. Nie om terapeuties behandel te word nie. Maar my maat, as dit kom by impotensie, die manne wil vanaand reg wees, jy weet. En daarom kan ek dit ook doen. Maar anyway, dis maar net so terloops. Ek wil vandag met die gesels vanaand met, alles is teen my. Nou, almal van ons kom op 'n plek in ons lewens dat jy voel, alles is teen jou, is dit nie waar nie? Want ons met mekaar praat ook soms, jy weet, die weer en die ekonomie en finansies en wat ook al die geval mag wees, dan het ons soms daardie uitlating wat ons toe met mekaar maak, ag jy weet, alles is teen my. Is dit nie waar nie? As daar manne hier wat kan sê, dit is waar, kan ek die hande sien, anders is ek alleen hier vanaand, dan moet ek nog op praat. Daar sê, alles is teen my. Nou dit is eintlik 'n konsep in die Bybel wat baie duidelik aangespreek word.
vir ons as normale of gewone mense. Alles is teen my. Nou, een ding wat ek uitgevind het van die Bybel, is dat al die stories in die Bybel, regdeur van Adam en Eva af, regdeur die Bybel tot in die Nuwe Testament, is eintlik jou en my storie elke dag. Dis nie net 'n storie wat opgeteken staan in die Bybel wat ons moet goed ken, jy weet, Dawid en Goliat is ons storie, want baie keer kom ons op te staan teen Goliats in ons lewens. Goliat van finansies, en as boere van droogtes en siektes. Ek het baie gelees van die back and claw seer wat nou hopelik al opgelos is. Ek weet nie, is dit so? Is dit nog nie heeltemal nie? Jy weet, en dit is 'n Goliat. Almal praat van die Goliat, maar niemand wil teen die Goliat gaan beklei nie. Nou nie in hierdie geval van as boere nie, maar daar is nou een goeie storie van die storie van Dawid en Goliat. Al die Israeliete en Saul het van Goliat gepraat as Goliat, die reus Goliat, hoe groot hy is, die wapentuig wat hy gehad het, tot die gewig van sy spies, sy punt, ensovoort. En vir 40 dae lang hemele hierdie reus op. En toe kom Dawid op die toneel. Ag, en ek glo werklik waar dat elkeen van ons wat hier gaan wegstap na hierdie naweek, gaan 'n gees van Dawid in jou hê. Maar daar's een ding wat baie duidelik na vore kom, toe Dawid vir Goliat gesien het. Hy het hom nooit op sy naam genoem nie. Hy het nooit na hom verwys as Goliat nie. Hy het net na hom verwys as daardie onbesnede Filistyn. Interessant, né? Want die oomblik wanneer ons 'n naam gee aan ons probleem, dan is dit alles of ons terugsit en sê, wel, ek het nou maar hierdie probleem. Dis wat dit genoem word. Die dokter sê, dis wat dit genoem word. Ek onthou, daar's nou een wat ek nooit na, wat is hierdie, dis nie Kliksie, wat is die ander apteek, Dischem. Ek gaan nie Woensdae Dischem doen nie. Want Woensdaeoggende is al die ou mense by Dischem. En ek voel nie soos 'n ou mens nie. Ek het eendag daar ingestap op 'n Woensdagoggend, toe is hy vol van mense wat daar van die ouete huise afkom, my ouderdom. Weet, dan stap hulle so deur daardie gange, jy weet, veral waar die kruie is ons nou deesdae 'n geweldige inding in ons mense se lewens, jy weet. Dan stap hulle af van daai kruie medisyne, dan kom die man, dan tel hierdie botteltjie op en dan lees hy hom en sê, vrou, dis ek hierdie. Dis ek hierdie. Hierdie pil moet ek koop, jy weet. Nou, dit is nou maar een van die pilmakers, is dat hulle ontwikkel 'n medikasie, gee hom 'n naam, maar dan sit hulle op die boksie al die simptome. Al die simptome. En dan gee jy jou probleem 'n simptomatiese naam. Jeug, of wat ook al die geval moet. Dis nie te sê, daar is nie siekte toestande nie, weet. Maar moenie tent opslaan by 'n naam wat jy vir jouself gee nie. Alright? Moenie jou Goliat noem jy. Hy's 'n onbesnede Filistyn. Die woordjie Filistyn in Hebreëus beteken eintlik, hy's 'n uitlander, hy hoort nie hier nie. Dis nie sy wêreld hierdie nie. Hy moet weg. Dis wat die woordjie Filistyn in Hebreëse taal beteken. Goed, kom ons kom terug by alles is teen my. 'n volgende storie van die Bybel wat vir my baie interessant is. Dis hoekom ons baie keer ons as kinders van die Here nie soveel ag slaan op die stories in die Bybel nie. Want ons staan hierdie kant van die geskiedenis van daai storie. Ons weet wat gaan gebeur. Dat ons almal lag nou vir Saul en vir die Israelitiese weermag wat vir 40 dae gekla het en hierdie Goliat opgehemel het, die baasvegter ensovoorts. Jy weet, hoe kon hulle dit doen, my broeders? As ons daar was ons sommer dieselfde gedoen het. Maar ons staan hierdie kant van die storie, ons ken die geskiedenis. Maar Saul en die Israeliete het aan die ander kant gestaan. En dieselfde met hierdie teks wat ek vandag met u wil deel in Genesis 37 vanaf vers 34. Ons staan hierdie kant van die geskiedenis, ons weet wat het gebeur. Maar ek dink dit het tyd geword dat ons onsself by elke storie in die Bybel
aan die ander kant sal plaas. Want ons moet ook daardeur gaan. Ons kan baie maklik sê, man, hoor wat het hulle gedoen, hulle het gekla, hulle het gemurmureer, maar ons sou dieselfde gedoen het. Is dit nie waar nie? Ons sou, dink maar al die gesprekke wat ons het by 'n braaivleisvuur, oor al die probleme wat ons het in Suid-Afrika. Hy sê, en Jakob het Josef se rok herken en gesê, ek ken die agtergrond van hy storie, né? Die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgevreet. Dit wat hulle hom gesê het, né? Hy sê, verskeer is Josef. Maar ons staan hierdie kant van die storie, ons weet hy is nie verskeer nie. So ons kan ons nie maklik vereensalwig met die gemoedstoestand waarmee Jakob op daai oomblik gekonfronteer is nie. Want ons staan aan hierdie kant van die storie. Hy gaan verder en hy sê, toe skeer Jakob sy klere. Hoe kan jy dit doen, Jakob? Het jy nie geweet die Here wil Josef gebruik om iets te doen? Hy het dit nie geweet nie. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Maar ons lees daarby verby. En ons maak nie sy hartseer en sy emosionele verdriet ons sinne as gevolg van 'n probleem nie. Want ons ken die uiteinde van daai storie. Ons weet wat het gebeur. Ons staan die kant van die geskiedenis. En al sy kinders het moeite gedoen om hom te troos. Maar hy het geweier om hom te laat troos. En hy het gesê, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. Genesis 42 vers 13. Nou ons ken mos daai storie nou, toe hulle nou uitgaan om die kos te gaan kry, en toe Josef is toe daar die eerste minister van daardie vreemde land, en hulle het hom nie herken nie, en hy hou toe vir Simeon terug en sê, julle moet die jongste Benjamin gaan haal. En hulle kom by die pa en sê, man, Simeon is nou by daai tronk, hy is in die tronk, en hy wil vir Benjamin ook hê. En dit is hoe reaksie. Julle beroof my van kinders. En weer eens, broeders, susters daar agter, ons kan ons nie vereenselwig hiermee nie, want ons staan hierdie kant van die storie. Maar baie van ons wat hier sit met presies dieselfde probleme in jou lewe dalk vandag. Maar jy ken nie die uiteinde nie. Ons het nie genoeg hoop en vertrou. Jy weet, daar is 'n verskil tussen glo in God en om God te vertrou. Daar's 'n groot verskil, maar dit is heeltemal 'n ander preek daai. Om te glo in God, die duiwels glo ook maar hulle sinne. Maar ons moet nie net glo in God nie, ons moet die Here ook vertrou. En veral u as boere, ek dink almal hier is boere, is ek reg? Almal hier is, die meeste van is boere. Reg? U weet waarmee jy gekonfronteer word wanneer jou skaap en jou beeste vrek van enigiets. Want jy staan in die middel van daardie storie. Is dit nie waar nie? Jy weet hoe jy voel en al die emosies wat jy moet verwerk of bewerk as gevolg van 'n droogte toestand, dit reën nie. Ek het gesien daar by wat is die Vosburg. Ja, wat ek daar was, het ook daar uit te eet, dit lyk dit so pragtig en groen, jy weet, en hoe nader ek kom hier na Williston toe, hoe kaler word dit, jy weet, toe besef ek, ja Here, die boere, ek wat in Hartbeespoort dam bly, as ek by my venster kyk en sien ek die dam, al wat ek sien is Jacinthe baie keer, maar ek sien ten minste water en alles is mooi, pragtig groen, jy weet, en dan probeer ek myself in jou storie 'n werklikheid plaas. Want jy weet, wat gaan jy, wat maak jy met jou emosies, wat maak jy met die dinge wat jy sien, die dinge wat jy ervaar, wat maak jy met die probleme by die bank, ensovoorts. Broeders, ek het baie respek vir julle. Ek het bitter groot respek vir 'n boer in die eerste plek. Omdat ek weet, dat die stories van die Bybel is stories waarmee jy elke dag in jou lewe worstel. Maar ek hoop reg dat dit ons almal vandag hier sou uitgaan met 'n bietjie sprankel van hoop in ons harte. Hy sê, julle beroof my van my kinders, Josef is weg. Is dood, sê die Hebreëse taal. Hy sê, en Simeon is nou weg. En Benjamin wil julle nou van my al wegneem. Alles is teen my. Dis die uitroep. Alles is teen my. En heel wat Bybelfigure, manne en vroue van faam in die Bybel,
wat wonderwerke van God aanskou het en het beleef het op 'n plek gekom waar hulle dieselfde uitroep gemaak het. Alles is teen my. Ons gaan na 'n paar van hulle kyk vanaand. Numeri 13 vers 33. Weereens ontstaan hierdie kant van die storie. Daar waar hulle uit Egipte land uitgelei is, op pad na die beloofde land, en 'n paar dae, 13 dae na dit, staan hulle by die Rooi See, by die Skelfsee of die Rietsee. Egiptenare agter hulle wat hulle wil terugvat met slawerny, links kan hulle nie weggaan nie, regs kan hulle nie gaan nie, en hulle kan nie swem nie, want dit is 'n see. Alles is teen ons. Dit was so vasgevang in daai emosie van verlorendheid, dat hulle vergeet het wat die Here hulle beloof het. Dat hulle vergeet het, die Here gesê, ek sal julle vat na die land wat oorloop van melk en honing. En die eerste probleem, wil hulle teruggaan Egipte toe. In so mate dat hulle eintlik vir Moses wou stenig. Maar uiteindelik, man het saam met hom opgetrek en het gesê, dit is nou, nadat hulle nou na 'n hele paar dae, omtrent so 140 dae nadat hulle uit Egipte land getrek het, kom hulle uiteindelik by die beloofde land se grense aan. En daar kom die woord en hy sê die Here stuur manne in, dat hulle die land kan gaan verken, en daardie woordjie verken, in Hebreëus is tsoe, en hoor met die beteken dit, hy sê, gaan kyk hoe julle die land moet inneem. Nie of julle die land kan inneem nie, maar gaan kyk hoe om die land in te neem. So wat jy as 'n boer, nie, jy moet kyk hoe jy moet boer. Jy moet kyk hoe jy suksesvol moet boer. Is dit nie waar nie? Jy moet kyk hoe jy suksesvol moet wees in jou besigheid. Gaan verken dit. Gaan verken daai dinge. En hulle kom terug en dit is toe wat nou hier gebeur. Hy sê, maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Weet, ons vergeet te veel kere hoekom jy begin doen het wat jy nou doen. Nêrens in die Bybel kan ons lees dat die Here praat van 'n land waar daar geen probleme sal wees. Daar's mos 'n liedjie, daar's mos 'n koorvers wat sekere kerke sing. Ek droom van 'n plaas sonder 'n enkele baas, waar die werk is hande in die sakke, waar die lammers lam en die brandewyn dam, en die wie ken die liedjie verder? Maar julle ken daai liedjie, né? Nêrens in die Bybel het die Here gesê, jou pad na sukses is 'n bed of roses nie. Inteendeel, hoekom sê die Here dan, op pad na sukses moet ons vernuwe word in ons denke. Op pad na sukses en om suksesvol te wees, moet ons elke dag 'n beplanning uit vir ons moet beplan wat ons, hy sê, rig vir jou mylpale op. Nou, mylpaal is iets, toe ek nou gekom het van Hartbeespoort af na Holliston, toe ek geweet, dit is my mylpaal. Ek wil hier wees. Maar as ek nie gaan kyk het na die padwysers nie, sou ek nie hier uitgekom het nie. Ek moes gaan besluit watter pad om te ry om hier te kom. Kimberley, Bridgetown, daar moet ek afdraai na Vosburg, né? En dan uiteindelik sal ek hier kom. En dit gaan my so lank vat om hier te kom, mylpale en padwysers, en ek gaan moet oorslaap in Kimberley, want is 'n baie lang rit wat ek moet ry, en ek het laat weggekom. Dan verstaan jy wat dit beteken? So het jou boerdery, of jou werk, of jou besigheid, het mylpale. Dit is wat jy wil ry. Dis waar ek wil wees. Oor 5 jaar, of oor 10 jaar, of oor 6 maande. Maar as jy nie vir jou padwysers gaan opstaan, daarom kom die Here en hy sê, ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet volg. Met ander woorde, padwysers wat jy opstel, om uiteindelik by jou doelwit te kom. En in daardie pad wat jy gaan met die padwysers, toe ek nou hiernatoe gery het, is daar 'n paar plekke wat ek stadiger moes gery as gevolg van potholes, as gevolg van werk aan die pad, as gevolg van borde waar daar staan, hier is beeste wat oor hierdie pad loop, dat jy moet kyk, dit is padwysers. 'n Padwyser wys jou, daar is 'n T-aansluiting. Dan moet jou padwysers jou of jy links of jy regs wil, ons het doelwitte in die lewe, maar ons het nie padwysers nie.
En wat gaan ek maak wanneer die probleme kom? Wat gaan ek maak wanneer daar droogte kom? Wat gaan ek maak wanneer bek en klou uitbreek? Wat gaan ek maak wanneer daar 'n brand in die veld is? Wat gaan ek doen indien dit gebeur? En dis soms die dinge waar ons nie oor beplan nie. Wat gaan ek maak as ek siek word? As ek in die hospitaal beland? Ons het 'n doelwit, ons het 'n mylpaal, sê die Bybel. Maar ons het nie padwysers nie. Ek wil vandag vir jou vra, en jou padwysers is juist daar die padwysers wat vir jou sê, wanneer jy probleme het, hoe om daar deur te kom. Wat gaan jy doen indien dit gebeur? Dis nie ongeloof nie. Maar dit 'n hele rukkie terug my sê, hey, maar prof hierdie, dis mos nie geloof nie. Geloof sê daar is eintlik nie probleme nie. Nee, geloof is dinge of iets wat jy deur 'n probleem laat kom. In die Bybel kom en hy sê, as jy deur vuur gaan, sal dit jou nie brand nie. As jy deur 'n rivier wat in vloed is moet gaan, sal jy nie verdrink nie. Maar hy sê nie jy moet gaan stil staan in die vuur nie. Hy sê as jy deur gaan, en as jy deur die rivier swem Jannie swem, dis mos 'n ander koorversie wat ons sing, né? Swem Jannie swem, swem Jannie swem. Dit die Here staan baie keer as jy deur hierdie waters gaan, waters wat oorstorm wat jy wil laat verdrink. Swem Jannie, swem, want ek is saam met jou, kom aan die ander kant uit, né? Skoor aan die wiel, my kind. Reg. Hy sê ons kan nie teen hierdie volk optrok nie, want hulle is sterker as ons. Hy gaan verder sê, sodat hulle slegte gerug onder die kinders van Israel versprei. Dis ding wat ons elke dag ervaar, slegte gerugte. En dan bou ons soms ons toekoms op die slegte gerugte, nie op die padwysers wat ek opgestel het om daar deur te kom nie, om deur hierdie vuur te beweeg nie, om deur hierdie rivier te swem nie. Daar was 'n hele rukkie terug geweldige oorstromings daar iewers in die Kaap as ek reg onthou. En ek het so 'n klip gesien van die voertuig wat staan by hierdie brug wat oorstroom is. Jy weet, die water stroom, almal staan op een. En hier kom 'n ou met 'n Ranger bakkie. Is dit nou 'n Hilux Ranger of is dit 'n Dodge Ranger? Maar jy kan myself besluit. En hy kom sommer verby, hy gaan so verby en hy stoot sy neus in daai water in. En hier gaan hy. Toe in die middel kom, toe maak hy Ford Ranger so. En hy het weggespoel. Hulle moes daar over die dak van die Ford Ranger afgehaal het. Broeders, ons lewe het altyd probleme. Dis nie ongeloof waarvan ek praat nie. As elkeen van ons moet vertel wat se probleme jy net die afgelope week of maand ervaar het, gaan ons hier bly tot môre aand om te luister na al die probleme. En hoe meer ons luister na slegte gerugte, hoe minder word ons hoop. Jy het nog geloof, maar jy het nie meer hoop nie. Jy raak hopeloos, soos hierdie man, ons het die reuse gesien. Ons kan nie teen hulle veg nie. Die stede is versterk. Hoor maar hoe praat ons soms oor ons regering. Hoe praat ons oor die finansiële situasie. Lees 'n bietjie, ons het nou nie meer koerante en as jy nou koerante in hierdie deel van die wêreld. Daar by ons het netwerk 24, dis ons beeld deesdae. Kyk 'n bietjie na die nuus van die afgelope paar dae. Ek praat nie van die T20 wat ons weer verloor het in Nieu-Seeland nie. Ek praat nou van die gewone nuus wat ons almal raak. Hoeveel negatiewe nuus is daar? En is daar die nuus wat ons soms beroof van ons verwagting? Jy sien, want geloof is verwagting. Dis wat geloof is. Wat nou die Hebreëse kom sê, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop. Wat is hoop? Hoop is daai dinge wat jy verwag. Daai dinge wat jy sien in jou verbeelding. En daardie woordjie verwagting in Grieks en in Hebreëus is prentjies wat jy skilder. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. As ek nou vir jou vra, hoeveel deure is daar binne in jou huis? Dan het jy 'n prentjie in jou kop, ek gaan in by die voordeur, hier is deur 1, 2, kombuis 3, 4, 5. Jy tel die prentjie. As ek vir jou vra, hoeveel vensters is daar in jou huis? Dan kyk jy nie na swart en wit op 'n papier nie. Jy het 'n prentjie in jou kop. Is nie waar nie? Jy het 'n prentjie in jou kop van hoeveel vensters daar is, want jy weet nie regtig hoeveel vensters daar is. Want ek dink, hoeveel vensters daar by jou huis? Dan moet jy begin tel.
Jy moet om die huis stap en jy moet tel hoeveel vensters daar. En jy kan net doen op dit wat jy 'n prentjie in jou gedagtes en dit is wat verwagting is. Dis wat hoop is. En as daardie hoop van jou gebaseer is op die gerugte wat jy lees en die dinge wat jy hoor, dan word jou geloof uiteindelik so swak dat jy wonder of God nog in jou saak is. Dat jy wonder of jou gebede nog werk. Dat jy wonder of die Bybel nog waar is. Want mense uit die kerke uithou begin twyfel, nie meer wil bid nie. Jy sien, wat jy 'n prentjie gevorm van wanhoop in jou gedagte. Dis wat hoop is. Hoop kan alleenlik gevestig word op dit wat die Here aan jou beloof het, nie teenstaande enige situasie of probleem waarmee jy gekonfronteer word. Want daai probleme is waar die Here jou wysheid gee. Ja, as jy wysheid kort kom, sê Jakobus, bid dit van my en ek sal vir die wysheid gee. Dis die wysheid waarvan hy praat, om deur 'n situasie te beweeg, wat soms onmoontlik is, wat soms heeltemal buite perke van menslike realiteite is. Maar as God gesê het, broeders, dan het God gesê. En hoe meer ons daarop geloof en vertrou, hoe beter is dit. Hy sê, so dan slegte grond, die kinders verbruik. En ek gesê, die land wat ons deurgetrek het om het te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Nie van die wat kinders op skool het. Wat so hoop het jy as jou kind enig matriek is? Of hy gaan werk kry. Dis nie waar nie, dis 'n realiteit. Dis 'n absolute realiteit. Ons land is in 'n geweldige benarde situasie. Meeste praat van die opleidingsstelsel in ons land, waarmee ek baie betrokke is. Benard, verwoestend. Maar ek kan nou jare gelede, my oudste seun David, hy was in matriek gewees, en dis die ouetjie wat ek gedink het, my voetspore sal volg in die akademie in. En toe hy matriek klaar geskryf het, die laaste vak, die 28 November kan ek onthou, toe kom hy en sê vir my, Theo, my kinders noem my Theo, nie pa nie, want ek is bitter jonk getroud, jy weet, en ek meen op 6 kinders, nee, magtig, ek was 'n besige man gewees. Nou ek is so tussen die studente groot geword, en almal noem my Theo, en jy ken ons 'n student, wie was studente gewees, kan ek jy die hande sien? Almal het julle geparty as studente? Hey, maar dan 'n student kan party, en almal noem my Theo, my kinders het my begin Theo noem, want ek meen, pa is nie daar nie. Hy sê my Theo, ek wil met my hande gaan werk. Ek wil nie gaan studeer nie. Was ek geskok gewees. Matriek, in daai jare al, het ons kinders baie min werksgeleenthede gehad. Ek het die Here vertrou. Ek het die Here vertrou vir 'n deurbraak vir my seun voor die einde van Desember vir 'n werk. 'n goeie werk. 'n goeie werk. En die 12de Desember kry ek 'n oproep uit Bloemfontein uit van 'n maatskappy wat vir my vra en sê, "Jy burger, ek het in die telefoonboek daai tyd ons nog telefoonboeke gehad. En jou naam was eerste hier op hierdie spesifieke dorp gewees. Daarom bel ek jou. Weet jy nie dalk van jong seuns wat 'n bestuurderslisensie het, wat 'n werk kan doen, hulle Pick n Pay en daai tyd OK Bazaar en Checkers, wat hulle in die oggende moet gaan rakke pak, al die trokontvanger rakke pak nie." Ek sê ek het 'n seun as my seun. Hy sê nou maar bring hom Vrydag. Toe moes ek ry daar na Midrand toe en my seun te vat en hy het die werk gekry. Hy het die werk gekry, goeie werk, en hy is vandag die CEO van wat die maatskappy wat Novia, een van die produkte is Novia, in Hamburg is hy die hoof van daardie afdeling, en hy het begin as 'n rakpakker in matriek. En ek het net gesê, as daar een kind is, wat 'n werk gaan kry in Suid-Afrika, dan gaan dit my seun wees. Ek vertrou die Here daarvoor. Daar's hoop vir jou kinders. Daar's hoop vir jouself. Daar's hoop vir jou boerdery, daar's hoop vir jou finansies, daar's hoop vir jou huwelik, daar's hoop vir jou alles in jou lewe, as jy net die Here begin vertrou. Nou dit klink maklik as ek hier voor staan, broeders, dis nie maklik nie, ek weet.
In 2012, ek was 'n voltydse professor by Wits Universiteit gewees, met 'n geweldige groot salaris. Geweldig, plus 'n kar ensovoort ensovoorts. En toe ek einde maart maand, daai jaar, by die universiteit kom, toe sê hulle vir my, jou kontrak is nie vir nie, ek het oornag my werk verloor. Want 'n vrou van Zimbabwe het my pos gevat. Oornag het ek geen inkomste nie. En ek het daar van Wits af gery op pad Hartbeespoort toe, by Diepsloot verby. En toe ek daar by Diepsloot verby ry, manne, ek wil julle toe wil ek al wat 'n swart man of 'n swart vrou doodry met my kar. Want ek het hoop verloor. Ek het myself vir 3 dae in my studeerkamer toegesluit en myself jammer gekry. En hierdie vrae gevra wat u dalk ook vra vandag, Here, kyk na my vee, dit vrek, Here. Daar's nie weiding op die land, ek moet my beeste voer, ek moet my skape voer, daar's niks nie, Here, wat anders kan ek doen? Het ek my geloof in God, my vertroue in God verloor. Omdat dit wat met my gebeur het my sak geraak. Die 4de dag toe kom my vrou en sy klop aan my deur, sy sê, en ek sê, en ek wil nie tee en ek wil niks en nie, los my uit. Ek het daar geslaap, man. Ek het net toilet toe gegaan en water gedrink. En sy klop aan die deur en sy sê, nie met 'n stem, my liefie, is jy alright? Ja, ek is alright, los my uit. Die klop sy aan, sy sê, you better start practicing what you preach. Sy draai om en sy loop. Ja. Daai selfde vrou van Zimbabwe, wat nie eens 'n doktersgraad gehad het nie, wat die sielkundige departement se hoof was op daai stadium, het my begin bel vir raad, en ek het besluit, Here, ek gaan vir haar wys. Ek is 'n goeie white bone. Dan ry ek deur Wits toe, sonder betaling, en gaan help haar. Gaan help haar om alles reg te kry, verduidelik vir haar hoe om te doen, om wat te doen. Ek kon net wel gesê het, man, F jou. Is dit reg? Ek kon dit gesê. Maar ek het daar besef, Here, ek sal moet begin practice what I preach. En ek het die een kontrak na die ander kontrak by verskeie universiteite begin kry om nagraadse studente te hanteer, broeders. Moet nooit jou vertroue in God verloor nie. Ek was waar jy dalk vanaand is. Want dit raak jou sak. Dit raak die inhoud van jou yskas. Dit raak jou voertuie. Dit raak die salarisse wat jy moet betaal. Ek was daar, broeders, wat ek alles verloor het. En net skuld gehad het. En ek het die Here begin wantrou. Dank die Here net vir 3 dae lank. Toe ek iets begin doen. Toe ek iets begin doen om my situasie. Ek het die Here gevra, help my, gee my wysheid. En so het ek stadig maar seker weer my vertroue in die Here teruggekry. Moenie jou vertroue in God verloor nie. Ja, jy gaan deur moeilike situasies. En alles is teen jou. Dis realiteite waarmee jy worstel elke dag. As jy by jou huis uitgaan en jy kyk wat aangaan, is dit nie waar nie. Dis realiteite waarmee jy gekonfronteer word, wat nie weggevat word. Maar afgesien van die realiteite van jou toestand, alles is teen my. Die dief het gekom om te slag, wat te steel en te verwoes. Dis 'n gegewe. Hy het gekom. In die Grieks en die Hebreëus van hy het gekom is 'n bevestiging, hy het gekom en hy sal steel, hy sal slag en hy sal verwoes. Maar ek eindig nie daar nie, hy sê, maar ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Nie sal hê nie, kan hê. Daar's net een persoon wat daardie kan van Jesus se uitspraak kan verander na sal, en dis jy. Net jy kan daai teks verander van sê, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed sal hê. En net jy kan dit verander, broeders. Daar's gegewe dinge in jou lewe wat niemand probeer wegredeneer nie. Ek gaan dit nooit wegredeneer nie. Ek gaan nooit
valse hoop in jou hart plaas en sê, vertrou net die Here. Dis mos al wat 'n mens hoor. Ag, vertrou die Here, my broer. Is nie waar nie? Maar om die Here te vertrou, is 'n positiewe wilsbesluit aan jou kant, wat jy van vooraf moet neerskryf, wat is my mylpaal, en wat gaan ek doen, te midde van al hierdie dinge wat gebeur met my op hierdie oomblik, om wel my mylpaal te bereik, want ek het gedagtes aangaan na jou, sê die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan nie sê amen daarop? Dis die waarheid. Die realiteite is daar, maar daar is net een waarheid, en die waarheid is al wat ons kan staan hou, te midde van al die dinge waarmee jy sit. Alles is teen jou. Ek probeer dit nie wegredeneer nie. Alles is teen jou. Maar God, jy moet jou vertroue in God herwin. Jy moet gaan neerskryf waarmee jy worstel vandag. Ek glo in neerskryf. Gaan skryf neer, Here, dit is my probleme nou. Gaan skryf back and close hier. Gaan skryf al daai dinge neer op een kant. Moet dit nie bedink nie. Want hoe meer jy daaroor dink, hoe meer negatief raak jy. Is dit nie waar nie, my broer? Hoe meer jy op daai dinge fokus, wat jou beroof van dit wat jy kos op die tafel moet sit. Hoe meer jy daaroor dink, gaan skryf dit neer op 'n stuk papier. Elkeen van hulle. Self daardie geheime dinge waarmee jy dan besig is, wat jou vrou nie eens van weet nie. Skryf dit daar neer. En dan aan die ander kant van die papier, gaan skryf neer, wat gaan jy doen om hierdie probleem op te los? Dis die verskil. Dis soos kinders wat 'n matriek is. Ek wil eendag 'n dokter word, of 'n ingenieur word. Dis my droom. Maar as jy nie gaan neerskryf wat jy gaan doen om dit te bereik nie, gaan jou droom verander in 'n nagmerrie. En veral wanneer dit kom by jou probleme wat 'n realiteit is. Die dief het gekom. En hy het gesteel. En hy het geslag. En dis manne hier wat in 'n verwoestende toestand sit. So wat ons hier sien, mense wat luister na dinge en ensovoort. Kom ek gaan net aan hierso. Kyk wat is daar vol. Ons het daar op die reuse gesien, die kinders van Ela, en ons so springkaan, luister. Ons was so springkaan in hulle oë. En so was ons ook in ons eie oë. Maak nie saak in wat se situasie jy vandag bevind nie. Ek wil vir jou hoop gee, want hoop is nie iets wat ek op die tafel kan sit en sê, hier is hy nie. 'n lekkertjie wat jy kan oopmaak en jy kan suig nie. Hoop is iets wat jy hier in jou gedagtes moet skilder. Wat sê die Here van jou toestand? Hoekom boer jy? Jy boer omdat die Here vir jou daar geplaas het, as ek reg. Dis nie jou pa wat jy dit geërf het nie. Dit kom so met die geslagte saam met die, want jy en jou kinders sal geseënd wees. Amen. Maar nou moet jy deur die vuur gaan. En al wat die duiwel wil hê, al wat die magte van duisternis wil hê, is jy moet gaan stil staan in daai vuur. Maar die woord van die Here sê, as jy deur die vuur gaan, sal jy nie brand nie. En ek weet nie wat laas het jy braaivleis gehad nie. As jy klaar braaivleis, dan vrot jy na vleis. Of nie vrot nie, jy ruik net na vleis, is ek reg. Jy ruik na die vuur, jy ruik na die braaivleis, en daai woord kom en hy sê, jy sal nie eers ruik na die vuur nie. Dis wat die Bybel sê. En dis 'n waarheid. Daar's net een ding wat oor die realiteite kan seëvier, en dis die waarheid waaraan jy moet vashou, broeders. Hoe lank, ek weet nie. Ek weet nie. Maar die God van vrede, sê die Bybel, hy sal die Satan onder wie se voete verbrysel, onder jou voete. So Romeine 16 vers 20, né? Die God van vrede. Nou eintlik in oorspronklike taal is hy andersom. Hy sê, jy sal die Satan onder jou voete verbrysel, en die God van vrede sal oor jou daal. Maar daardie gedeelte wat hy sê, jy sal die Satan onder jou voete verbrysel, is die Griekse woordjie, en taksai, sondribos.
Mag ek je vertel wat is die agtergrond daarvan? Wat is die storie daarvan? Dit is gebaseer op 'n militêre uitdrukking, 'n militêre term. Want die Romeinse soldate as hulle op pad is om te marseer na 'n gevegsone toe. Nou hulle het eisters onder hulle voete gehad, jy weet, penne, want hulle skoene was ook wapens geweest. Daarom moet ons die skoene van die evangelie van vrede moet ons verkondig. En dan marseer daardie garnisoen van soldate en hulle skop hulle voete in die grond. Nou kan jy dink as 300 of 600 soldate so loop. Hoe klink dit? Hulle doen dit dat die mense moet hoor, hulle is in aantog. En elke nou en dan, elke paar minute, dan roep die hoofman oor 100 of 1000 of die generaal van die garnisoen roep hy, en taksai Sondribo! Dan gaan hulle. En taksai Sondribo! Nou daardie was hier om die soldate te laat marseer nie. Dit was vir die mense wat voor in die pad loop, om te hoor, die soldate wat op pad is, wat 'n opdrag gekry het, of daar nou 'n ou man soos ek in die grond val, Charlie het my geslat, ek lê op die grond, of kindertjies wat val uit 'n pram uit, dan mag daai soldate nie uit die pad uit gaan nie, hulle moet oor hulle loop. Daarom was hierdie Entaksai Sondribo, was 'n waarskuwing vir die mense wat voorloop, dat hierdie soldate loop met 'n attitude. Hulle moet uit die pad uitkom. Nou kom die Here en hy gebruik daai militêre term en hy sê vir jou, my kind, en taksai Sondribo. En baie keer in my verleenthede wat ek het, my verliese wat ek het in my lewe, wat die naaste by is waarmee ek gekonfronteer word op plase nie. Al wat ek dan doen, om daai teks in my 'n werklikheid te maak, om vir myself in die sitkamer, terwyl dit pikdonker is en niemand daar is, en die Bybel sê, wanneer jy bid, gaan in die binnekamer, sluit die deur toe, en roep die God wat in verborgen is. Daar staan jy wat jy manne, op jou aangesig moet val, want niemand weet nie. Waar jou vrou weet, jy is besig om met God te praat. Waar jou vrou en jou kinders moet weet, jy is besig om te praat met die een wat jy op hierdie traject as boer geplaas het. En wat 'n belofte aan jou gemaak het. En nou moet jy in die oorlog betrokke word, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerheid en magte, teen bose geeste in die lug. Dis nie speletjies, maar dis nie sokkerdrabbel nie. Ek verstaan nie sokker nie. Ek het 'n paar keer nou al sokker probeer kyk, jy weet, dan drabbel hulle die bal nie na toe. Dan speel hulle vir 80 minute, dan sê, by een van my vriende, hy sê, this is an exciting game. 0-0. Sê ek, what's so exciting about it? Want ek ken nie die reels nie. Omdat ek die reels ken, wil ek vanaf vir jou sê, hou op om die bal te drabbel en skop 'n goal. Begin goals skop in jou lewe, man. Maar jy moet besluit hoe jy gaan speel om my goal te skop. Dis wat ek gesê het, skryf neer wat is jou probleme. En dan skryf jy aan die ander kant neer, wat gaan jy doen om die probleem op te los? Want dan gaan die Here saam met jou werk. As jy niks doen nie, gaan niks gebeur nie. As jy jouself net jammer kry, nou, ek noem dit 'n Delforno oomblik. Almal van ons het Delforno oomblikke. Hoekom noem ek 'n Delforno? As ek nou die dag opstaan, almal van ons kom ons op so 'n plek. Ek hoop so. Ek hoop. Jy moet net sê amen, as dit so, ander gaan ek baie alleen voel. Dan voel jy, ek wil vir niemand bid nie, ek wil nie 'n Christen sien nie, ek wil nie iemand moet my met 'n Bybelteks bedien nie, want ek kry myself jammer. Kan iemand sê amen? Is daar mense wat ook so voel? Okay? My vrou moet my nie probeer opbeer nie, want ek kry myself jammer, ek is in moed verloorse vlakte. Dan gaan ek daar in Hartbeespoort, is 'n restaurant Delforno, hulle maak net pizzas. Ja, hulle ken my nou al. Ek is 'n emosionele mens, ek kan baie keer deur 'n dal van doodskade weer, wat. Dan gaan sit ek daar op die tafel. Bestel ek vir my 'n klein pizzakie. 'n small pizza, daai wat hulle vir kinders gee, kiddies menu pizza. En 'n glasie rooi wyn. Dan kry ek myself jammer vir 'n halfuur. Sip ek daai wynjie. Kry ek myself jammer, jy weet.
eet ek daar ou pietsakkie op, daar ou klein pietsakkie. As ek daar opstaan, dan voel ek baie beter. Almal kry Dalforno oomblikke, broeders. Dis nie 'n sonde nie. Moet ek nie tent opslaan in jou moedverloorse vlakte nie. Want dan gaan hy jou oorweldig. Moenie gaan stil staan in die vuur nie. Moenie ophou swem in die rivier wat in vloed is nie. Die Bybel sê gaan deur. Daarom het ek my Dalforno oomblikke en ek hanteer dit op hierdie manier. Die Here weet. Die mense daar weet al. As ek daar stop en ek is alleen. As ek gaan sit, kom hulle nie so om my te vra wat ek wil hê nie. Hulle sit jou glasie wyn daar neer en hulle bring jou 'n klein pietsakkie. Net vir 'n paar oomblikke. Want as ek daar opstaan, dan voel ek beter. Hanteer jou moedverloorse vlakte. Dis nie 'n sonde nie. Dis nie 'n sonde om bang te wees nie. Die Here vra vir Gideon, Gideon, is jy bang? Nadat hy 32.000 soldate weggestuur het, omdat hulle vreesbevange was. Amen. En toe dan net 300 soldate oor is, vra hy vir Gideon, Gideon, is jy bang? Ja, Here, en nou gaan af. Dis nie 'n sonde om bang te wees, jy moet nie bang bly nie, dis al. Net nie bang bly nie. Net nie 'n moedverloorse vlakte tent opslaan nie. Net nie in die vuur in jou lewe gaan staan nie, want hy gaan jou brand. Ek weet nie of jy daai fliek Gladiator, wie Gladiator gesien? Hey, dis 'n goeie fliek. Ek het hom seker al 30 keer gekyk. Want daai ding is my storie, my maat. Hy wys vir my, nou nie die fighter nie, maar as ek nie my probleme fight nie, gaan daar niks gebeur nie. Nou, reg in die begin sê Redius Maximus sê die volgende woord, hy sê vir sy soldate, what you do today will echo in eternity. So as jy bokkerrol gaan doen nie, it will echo in eternity. Amen. Daarom moet jy iets doen ten opsigte van jou probleem, sonder om te kla, praat nie van kla nie. Jy moet iets positiefs doen en sê, Here, ek doen dit, omdat ek glo, U is God. Dat ek met my seun in matriek. En hy is vandag gesien, ek kan nie, anyway, en dit is wat ons hier sien, alles is teen my, goed, maar wat gaan skryf neer, wat is alles teen jou broeders? Gaan skryf dit neer. Toe die volk daar by die Rooi See gestaan het, almal huil en almal is verdrietig, hulle wil net terugtrek na Egipte toe, en het jy ons gebring om hier te sterwe, as ons maar in Egipte gebly het, en op 'n ander keer in Egipte het ons wat lemoene en prei, en ons het skaapvleis gehad, en allerlei tipe dinge, nou het ons hier in die woestyn, en ons het niks. En die uiteinde van hierdie gemurmurering van die volk, moes hulle 40 jaar in die woestyn geswerf het. Daai hele nasie, daai hele, wat noem jy dit, geslag moes uitgeroei word. Omdat hulle gemurmureer het teen God. Hou op kla. Dis waar die woordjie, wees stil en weet, ek is God. Hebreërs gaan daar. Wat beteken, moenie luister wat enige iemand sê, van hierdie spesifieke probleme, en moenie saam met hulle praat oor hierdie probleem. Wees stil en weet, ek is al. Beteken jy gaan sit, jy doen niks nie. Dis nie wat dit beteken. As jy net nie jou ore uitleen nie, dan moet jy nie saam begin praat nie. En die oomblik as jy begin praat oor iets, en veral wanneer jy negatief begin praat, dan gaan jy tent opslaan in moedverloorse vlakte. En die Here sê vir Moses, Moses, wat het jy in jou hand? Hy sê, ag Here, is 'n stok. Ek het hom daar in die veld gesny. Hy sê, maar van die stok en steek hom uit, en kloof die see. Moses, okay. En die volgende oggend, toe trek hulle droogvoet deur die see. Hoekom? Omdat Moses gedoen het wat God gesê het, en omdat hy gedoen het wat God gesê het, uit die stok uitgesteek, het die Here die see gekloof. Wat sou gebeur het as hy nie die stok uitgesteek het? Wat sou gebeur het as hy dit nie gedoen het nie? En so kan ek 'n paar verhale in die Bybel vir u gee, wat sou gebeur het as Gideon gedink het, 'n kruik met 'n lamp daarin en 'n ramshoring teen 'n magdom van vyande wat so springkane gekom het. Dis sinneloos, dis stupid.
Maar omdat hy dit gedoen het God verwarring in die laar veroorsaak. En het 'n oorwinning gee sonder die swaard gaan, maar hy het gedoen wat die Here gesê het hy moet doen. In jou verleentheid en in jou dal van doodskaduwee en in jou realiteite van probleme wat oorweldigend is, ja, dit is oorweldigend. Jy kan dit nie in jou eie krag oorwin nie, as daar nie dinge gebeur uit die wonderwerkende hand van God nie, maar doen wat die Here sê jy moet doen. Maak nie saak hoe stupid dit klink nie. Vir 7 dae lank was die volk Israel uitgelag en hulle was bespot gewees deur die magtige soldate en die koning van Jerigo, omdat hulle gedoen het wat die Here gesê het hulle moet doen. Vir 6 dae gaan 1 keer om, maar die 7de dag moet julle 7 keer omgaan. Kan jy dink hoe daai soldate van Jerigo hulle gespot? Hierdie jongens is mal, is dit die God wat hulle dien? Nou as hulle daar opgehou het by 5 keer, het die mure van Jerigo nie ingesak nie. As hulle gesê het, maar 7de dag is die Sabbatdag, ons gaan dit nie doen nie, het die mure nie ingesak nie. En dit is nie al nie. Hy sê die 7de keer as hulle omgaan op die 7de dag, dan moet julle krygsgeskreeu aanhef, sê die Bybel. Dis nie waa nie. Dis 'n Hebreëse uitdrukking, 'n krygsgeskreeu, wat die Hebreër soldate, die Israeliese soldate vandag nog doen voordat hulle in 'n geveg betrokke raak. Daardie woorde, en omdat hulle dit doen, het die Here gesê, as julle die krygsgeskreeu na die 7de keer aanhef, sal die mure ingedruk word. Raag, Gazak, Amat. Ek was daar in Israel gewees wat teen die rabbis my gevat het, dan die soldate, een van die groot kampe van die soldate, en het gesê, Professor Burger, just listen to this now, and I want you to explain to me what's happening here. Dan staan 'n klomp soldate in 'n groot saal soos hierdie, wat hulle voorberei vir die dag, hulle het almal hulle rugsakke op, en hulle geweer in die hand, en hulle helmets op die koppe, dan staan hy man daar voor, en hy sê, let's do it! Dan skreeu daardie 600-700 per keer 1000 soldaten, Raag, Gazak, Amat! Dis die krygsgeskreeu van die Joodse leer. En dit kom uit Josua 1 vers 6 uit. Hy sê, wees nie bevrees of beangs nie, ek is jou God. Vrees vir niemand nie. Raag, Gazak, Amat. En ek gebruik dit soveel keer in my lewe. As ek voel, iets is nie reg nie, iets is verkeerd, dan word ek soos 'n kind, Johan. Want die Bybel sê, jy nie word soos, jy dink maar ek is 'n groot man, dis nie wil nie om die ding te doen. Die Bybel sê, jy nie word soos 'n kind nie. Nie maar 'n kind sê, hier moet 'n karretjie te speel, en daar moet 'n pop pedaal, en hierdie tipe dinge, nou nie vir die mans nie, né? Maar 'n kind, wat hy daar eintlik bedoel in die konteks, as jy vir 'n kind sê, spring, gaan hy kind spring. Hoekom? Want hy vertrou sy pa. Hy sien wat gebeur daar, maar hy vertrou sy pa. Vertrou jy nog jou pa? Jy glo in jou pa, maar vertrou jy in jou pa? Vertrou jy in jou pa om die regte besluite te neem, want jy moet die besluite neem. Hy gaan dit nie vir jou doen nie. Daarom kom die Bybel en hy sê, kies dan die lewe, sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So dit wat jy kies vandag, het nie net die effek op jou beurs nie, vir môre en oormôre nie, maar ook op die lewens van jou kinders, en jou kinders se kinders se kinders. Kies dan die lewe. Adogaba. Daai kies beteken, neem 'n doelbewuste besluit, dis wat ek kies, dis wat ek gaan doen, en dis hoe ek het gaan doen. Dis nie die minimum. Ag, ek dink eers vir my nodig om aan te gaan nie, ek het nou al 'n hele rukkie gepraat, nee. Ek wil nie, ek weet dit het baie ver gekom om hier te wees, maar broeders, moet verloorse vlakte en vrees, wat môre op jou wag is nie 'n sonde nie. Maar begin net by die Here daar praat. Ek weet daar's baie mense wat al gepreek het, ek het hulle preek gehoor wat sê, man, as jy bang is, dis van die duiwel. Vrees is nie van die duiwel. God het jou gemaak met blydskap, vrees en al die drange wat jy het God jou mee gemaak. Maar as jy nie daai drange in beheer plaas nie, dan gaan jy sondig. Amen. So as jy bang is, praat met die Here oor dit waarvoor jy bang is.
En sê vir hom, hoekom is jy bang? En sê vir hom, wat gaan jy doen om hierdie vrees weg te skep? Daai stok. Die Here sal jou nooit vra om 'n wonderwerk te doen nie. Al wat hy vir jou vra, is om te doen wat jy kan doen. Dit wat binne jou vermoë is. As hy kom sê, word vernuwe in jou denke, moet jy nie leer hoe om te dink nie, want jy dink al klaar. Jy weet hoe om te dink. Nie waar nie? Is daar 'n mooi tannie by jou verbystap? Wat dink jy, broeders? Dis jy my, julle is almal manne. Vrouens, druk julle ore toe asseblief. Net deur te kyk, dink jy al iets. Kan iemand sê, ouch? Julle is stil, is julle vrouens hier. So die Here praat met jou, word vernuwe in jou denke, op grond en uit die agtergrond wat jy al reeds kan doen. En al wat jy moet doen, is om dit in die regte fokus te plaas. Om hy stok uit te steek. En dan sal die Here die see vir jou kloof. Jy sal nie deurploeter nie. Jy sal op droë grond deurgaan. Want die Bybel sê so. Kyk, sê die Here. Lukas 10. En as ons met daai teks lees maar, kyk, sê die Here, ek het jou mag ek om slange skorpioen te krap die vyand en klap verby. Almal ken daai teks, né? Maar kom ons kyk 'n bietjie na die konteks van daai teks. Nou alles wat in die Nuwe Testament is in Grieks. Maar dit is Jode wat dit geskryf het. Hulle was gedwing om Grieks te praat. Maar hulle agtergrond van alles wat hulle geskryf het in die Hebreëse taal gelê. So jy kan altyd na 'n woord in Grieks, Nuwe Testament, gaan jy gaan ondersoek in die Hebreëse taal en jy gaan die ware betekenis kry. Jesus kom en hy kyk vandag na jou broer, jou plaasboer, jou ingenieur of wie jy ook al is, susters. Hy kyk vandag na jou. Hy kyk jou direk in die oë en hy sê, "Wow, Idu is die Grieks. Kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en door al die krag van die vyand." Hy kyk jou in die oë, hy sê, "Johnny," spreek ek reg uit. "Wow!" Dis wat daai woordjie kyk beteken. Dis 'n uitdrukking van nie verbasing nie, maar van trots. As jou kind 'n 3 gedruk het, wat sê jy vir hom? "Wow!" Is nie waar nie? Is nie so nie, Jan? En so kom die Here Jesus en hy sê, "Wow, kind, ek het aan jou die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en door al die krag van die vyand." En hy gebruik 2 woorde daar. Hy gebruik kratos vir krag. Ek het aan jou die mag gegee, kratos, om op slange en oor al die krag, dunamis, van die vyand. Jy het kratos krag. Dis goddelike openbarings, ontploffende krag. Maar as hy kom van die mag of die krag van die duiwel, dan praat hy van dunamis. Dis waar die woordjie dynamite vandaan kom. Jy moet iets binne in 'n houer plaas. Jy moet hom aansteek en dan ontplof hy. En toe Jesus in die woestyn was en versoek was, toe sê weer, al hierdie koninkryke, sê Satan vir Jesus, is aan my oorgegee. Die enigste mag of krag wat Satan oor jou het, is dit wat jy aan hom gee. Jou denke, jou persepsies, wat jy praat, waarna jy kyk, waarna jy luister, jou optrede en jou reaksies. En as jy dit vir hom gegee het om op 'n verkeerde manier te hanteer, dat hy dit daai krag van jou gevat, het dit oorgeneem. Verstaan nie wat sê hy? Maar hy eindig nie daar nie. Hy kom en hy sê, ek het jou die mag gegee oor slange en skorpioene te al die krag van die vyand, en niks sal jou ooit skade doen nie. Broeders, kan jy sê amen? Dis die Bybel, is 'n waarheid. Dit staan daar. En as dit daar staan, dan is dit tot jou beskikking, Jan. As dit daar staan, kan jy, what you do today will echo in eternity. Maak nie saak hier hoeveel vure jy moet gaan nie, maak nie saak hoeveel riviere jy moet deurswem nie, jy sal daar uitkom. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So hou op om te sê, alles is teen my. En begin verklaar met geloof wat Paulus sê in hy woord. Want jy en God is 'n oormag teen enige vyand.
Net jy en God. Ek hoop ek het te lank gepraat nie. En as jy nou nie van my gehou het nie, het jy 'n goeie rede môre nie hier te wees, want ek praat môreoggend nou weer hoor. maar baie dankie. Ek gaan afsluit, ja. Ek gaan afsluit. En ek wil nie los met hierdie gedagte. Daar's baie dinge wat ek nog wil gesê het, maar ek dink ek het gesê wat die Here graag aan elke man en vrou hier wil oordra. What you do today will echo in eternity. Glo dit nie. As jy iets verkeers doen, it will echo. Maar as jy begin jou oog vestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van jou geloof. Wow! Hy's daar vir jou every step of the way. Moenie jou vertroue in God verloor as gevolg van al die dinge wat nou alles teen jou is nie. Want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Dit was Isak, as ek reg onthou, né? Wat in 'n droogte land gesaai het. Daar was nie reën nie. Maar hy het God vertrou en het 100voudig geëis. Abraham het God vertrou. Hy sê dit in Romeine ook. Die Here het gesê, jy, Sarah, sal 'n kind hê. Here, sy is 90 jaar oud. En ek is 100 jaar oud. Nou, daar's 'n baie interessante storie wat daarin betref. Die Here kom en hy sê vir hom, 'n jaar van vandag af sal Sarah 'n baba soog. Sy het gelag. Hy het gesmile. Maar hy het God bly vertrou. Hoekom 'n jaar? Ek meen, 'n vrou vat net 9 maande om 'n babatjie te hê. Vir 3 maande moes Abraham elke aand, 100 jaar oud. Sarah, die Here het gesê, maar dan kyk alles onder toe. Vir 3 maande moes hy probeer het, wat God het gesê. Vir 3 maande. Sarah, dan lag sy maar weer daar binnekant. Maar een aand het hy nie geklop nie. Hy het net die dek oopgeruk en hy sê, is jy reg? Ek is hier. En 9 maande daarna, toe baar sy vir Isak. Dis die storie van Abraham. Dink 'n bietjie daaraan. Hy het nie daai aand in die tent ingegaan en 9 maande daar. Nee, vir 3 maande het hy gesukkel, my broer. Dis een van die redes hoekom ek seksiologie manlike impotensie gaan doen. Nee, dis 'n ander storie daar. What you do today will echo in eternity. En taksai sonderbou, my kind. Dat Satan weet, jy is op pad. Stamp jou voete in, man. Attitude sê alles. Is nie waar nie. Attitude sê alles. Begin die Here vertrou met 'n attitude. Here, baie dankie. Dis u seuns hierdie, die dogters wat daar sit. En is tog u wat gesê het, soos ons, as pa's en ma's, ons ontferm oor ons kinders, hoeveel te meer ons Vader wat in die hemel is vir die wat hom bid. Ag Here, laat van vandag af 'n deurbraak in elke man se lewe sal wees. Almal wat hier is, 'n deurbraak. Ek bid dit in die naam van Javeh Jireh, die Here wat voorsien. Ek bid in die naam van Javeh Shammah, die Here wat saam met elkeen van hierdie manne is, o Here. Every step of the way. Ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Ag, en almal sê saam met my, amen. Die Here seën U baie, dankie. Dankie. As ek 'n bietjie lank gepraat het, vergewe my, hoor.